Ek wil net sê, dit is vir my verskriklik ongemaklik om hier voor te staan, want dit te doen kom glad nie natuurlik. Ek vertel verlede naweek vir my skoolvriende op Krabbelwak gematrikuleer. Sê ek vir hulle, ek staan vanoggend voor julle met 'n lewende boek. En ek sê dit vanoggend vir julle ook. Want op skool het ek baie gehakel, nogal redelik erg. En dan het ons hierdie voorgeskrewe werke wat ons moet deur boeke, die kinders het dit nog steeds. En dan moet ons in die klas met die boek deurlees, dan kry elkeen 'n paragraaf om te lees. Dan sit ek in my bank en ek begin bewe, want ek weet as ek nou my paragraaf moet lees, want ek so hakkel, die kinders gaan weer eens vir my lag. En dan tel ek die kinders af, en ek tel die paragrawe in die boek, en dan het ek baie keer spatbang gewees met die paragraaf wat ek moet lees, en dan lees ek gou vinnig 2 keer deur, sodat wanneer ek my beurt kry, dat ek dit makliker gaan. En dan hakkel ek in elk geval, dan lag ek in elk geval vir my. So, babes nie, dit kom nie natuurlik nie. Ek het in 1980 matriek geskryf, dit is lang jare terug. Iets van die wat langer as dit terug matriek geskryf het, maar quite frankly is 41 jaar terug. En ons sou verlede jaar al 'n reunie gehou het, en ons het nie as gevolg van COVID. En toe ons met dit verlede naweek gehad. Dit was baie lekker. Maar die vraag my nou om 'n paar woorde te sê. Ja, dit kom nie maklik nie. Maar in elk geval, toe wonder ek nou wat sal ek sê, wat 'n aanknopingspunt gaan ek gebruik. En ek besef toe, maar ek het mos nou 'n al 'n loopbaan agter my wat in die houtbedryf gekom het. En ek staan eendag en so het ons 'n WhatsApp groepie en die een skoolvriendin, sy skilder. Daai print. En toe ek het sien, u weet, as in elk geval, toe ek die boom sien, toe besef ek, maar dis waaroor ek moet praat. Vandag trek ek 'n lyn met bome, en ek trek 'n lyn met menselewens. Ons almal is bome, of ons het ook weet of nie, maar ons is 'n boom, so aanvaar nou maar deze boom. Sê het vandag weer. Toe ek in Bosbou was, by die jy is om ek weet waarvan ek praat, het ons nou kwekerye gehad, wat boompies gekweek het. En dan, wanneer daai saadjie geplant word, in die saailaai, word dit mos nou gereeld kunsmis toegedien. Hy kry gereeld water, hy staan onder skadu-net. En dan word hy baie mooi versorg. En wanneer hy so mooi versorg word, het daai boompies nie hoe hy van 'n dag oud nie, al wat hy moet doen is groei. En in die tyd, wanneer hy so in die kwekery staan, dan word alles basis vir hom gedoen. So, hy kan maar net, soos ek sê, groei. En dit is vir my, toe nou ook sommer, ek moet dit sê, en dan besef ek maar, is dit nie ons jong jare. Die baie met kinders vandag, want as julle sê, waardeer julle ouerhuise, want dit is julle jong jare. En vir die van ons wat nie meer in die ouerhuis is nie, sal weet waarvan ek nou praat. Dit is ons sorgelose jare. Dit is die jare waar ons ouers vir ons gesorg het. Dit is die jare waar ons het basies gekry, en ons ouers het na ons gekyk. So koester dit.
Ek wil vir ons 'n teksgedeelte lees vanoggend uit Johannes 15 uit. Vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ek is die ware wingerdstok, my Vader is die boer. Elke loot wat aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, sny hy reg, sodat dit nog beter vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die loot. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar, gooi dit in die vuur en dit word verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Skus tog, ek het nagelaat om te sê, een ding wat ek ook al geleer het, ongeag hoe moeilik dit vir my is, as die geleentheid om voordoen, dan staan jy nie terug. Ek het al gepraat oor die 2 jare en ek het die lyn getrek na die kinders toe, na ons as ons jong was. En dan kom die dag wat dit daai jong plantjies wat omtrent so hoog is, uitgeplant word. In die veld daar buite, in die plantasie of waar. En dan ewe skielik is daai skadu-net wat hom beskerm teen die wind, as jy nie daar nie. Ewe skielik is die gereelde weeklikse of daaglikse watertoedienings as jy nie daar nie. Die kunsmistoedienings as jy nie daar nie. Die onkruidbeheer as jy nie daar nie. Hier staan my boompie uitgeplant en ewe skielik word hy blootgestel aan 'n warm son. Hy is afhanklik van die reën om sy water te kry. Hy moet kompeteer met ander plante groei. Hy moet kompeteer met onkruid wat hom dalk wel verstrengel wat ook maar oorboord. En toe dink ek maar, dit is hoe ons is. As jy die skool verlaat, kinders, dan dink jy, dit is dit. Nou lê die lewe voor my, untouchable. Niks van my aanraak. En dit is juist dan wanneer ons 'n baie groot fout maak. Dis juist dan wanneer ons moet veg om oorlewing. Dis juist dan wanneer in jou lewensstryd begin. Wanneer die boompie nou daar uitgeplant is, te midde van die feit dat hy moet kompeteer vir water en hy moet kompeteer vir sondag met die plante om hom, dan gebeur dit ook dat daar periodiek snoei toegepas word. Wanneer takke afgesny word van die boompie af. Wanneer takke wat dalk nie so mooi is of wat die groei kan nadelig beïnvloed verwyder word. En dit gebeur ook periodiek dat dingings plaasvind. Dat die boompie wat die langs jou gestaan het, uitgehaal, afgesny word. En dit is in jou lewe ook so. Jy word deur situasies gekonfronteer, dis hoekom ek die lyn trek na bome toe. Ons word gekonfronteer deur situasies. En ek kan nie vir jou sê, dit is jou droogte, en dit is jou snoeiproses. Ons elkeen sien 'n verskil van mekaar. Maar aan die einde van die dag, is dit goedes wat in ons lewe gebeur. En te midde van dit, gegee die omstandighede, beur ons voort. Ons probeer bo uitkom.
Hierdie hele proses maak dat hierdie boom groter raak, sterker raak. Hierdie hele proses vorm die boom. Hierdie hele proses vorm ons lewens. Myne en julle soos julle sit. Ons elkeen so gesê se omstandighede verskil van mekaar. Jy sal weet wat is jou smeekproses. Jy sal weet wat is jou droogtejare. Jy sal weet wanneer jy verstrengel was in onkruid. En as ek kom by die dinges, dan sal jy weet wanneer jy 'n vriend verloor het, wat lank jou gestaan het. Ons was, ek wil nou nie vir julle jokkie, maar ek dink ons was 62 matrieks. 6 van hulle is nie met ons. Ek sê vir ander en nou dat, weet wat nie, wanneer jy die skool verlaat, kinders hoor as ek vir julle sê, wanneer jy die skool verlaat, dan sê jy is untouchable. Maar niemand sê vir jou hierdie dinge nie. Niemand sê vir jou, onthou, jy staan op die drempel van die lewe daar buite, maar jy gaan jou ouers moet begrawe. Niemand sê vir jou op daai stadium, jy gaan dalk 'n broer of suster in die dood afstaan. Niemand sê vir jou, jy gaan dalk 'n baie goeie vriend verloor. Jy gaan finansiëel swaar kry. Jy gaan dalk 'n lewensmaat kry of nie kry nie. As jy een kry, gaan jy dalk agterkom, maar dit werk nie uit. Niemand sê vir jou, jy gaan 'n kind verloor. Want dit is die realiteit van die lewe. My een vriend op praat ook met die reunie gereeld, ek praat met hom voor die tyd, hy sê vir my, Cornelius, daar is baie hartseer van ons skool gedoen. En ek dink, julle sal julle kan vereenselwig met dit, in ons almal se lewens, in julle skoolgroepe soos julle sit, is daar hartseer. En dan baie keer, dan dink ons, ek dra so swaar. Maar dis wanneer jy tyd maak met jou maas, dis wanneer jy tyd maak met ander mense, dat jy besef, eintlik is ek oké, te midde van al hierdie dinge. Eintlik moet ek nie kla nie. Want daar is ander wat dalk net soveel moeiliker is. Toe ons Saterdag aand gebraai het, daar by die lodge waar ons gebly het, toe kom die skoolvriend van my aan, ou Willie. En hy is een van die ouers skoolmaats wat 'n kind in die dood verloor het, afgestaan. En jy kan aan Willie se lyf sien. En iemand sê agterna vir my, wie is eintlik wonderlik dat dit is al 10 jaar terug wat hy sy kind verloor het. Hulle sê vir my is eintlik wonderlik dat Willie hier is, want hy is so in hom ingetrek. Hy kom nergens in wraggies, Saterdag toe was hy daar. En jy kon sien, dit vat in hom. Maar dit het vir hom baie beteken om sy ou skoolmaats te sien, dit vir ons baie beteken die feit dat hy daar was. Te midde van dit alles beheer ons voort met teksgedeeltes te gaan oor die snoeiwerk en te midde van die snoei beheer ons voort. Ons groei. Ons groei in ons lewens. Ons raak groter. Maar ons raak ook wyser. En soos ek gesê het, elkeen het ons nog maar sy eie plekkie, waar binne hy moet opbereik. Hy het sy eie omstandighede waar binne hy moet groot raak en 'n verskil maak. Berry sal my weet waarvan ek praat. By Bosbou het jy so 'n gereedskapstukkie gekry. Ons het genoem 'n aanwasboor. So 'n boor wat jy in die boom terwyl ons staan inboor, maar hy is hol in die binnekant. Baie stadig draai jy hom in, en as hy in is, dat jy so 'n graafie ding wat jy hier in die silinder indruk. En dan toets jy hom net so, en dan draai jy hom uit met daai graaf. En as hy hom uitgedraai het, trek jy daai graafie uit. Dan lê daai hele boom se jare, kan jy sien op daai graaf.
Jy vat 'n snapshot, soos hulle sê in Engels, van daai boom se lewe. As jy gelukkig is in die boom tot in die kern, dan sien jy in die beginjare het dit goed gegaan. Die jare is redelik wyd uit mekaar uit. En dan gaan jy dalk ook kan sien, maar hier het iets gebeur in die boom se lewe wat gemaak het om so vinnig gegroei het. Dan kom jy agter maar, dit is die jare toe dit so droog was, wat dit nie gereën het nie. En dan bietjie later, dan sien jy maar hier so dalk 'n bietjie swart aan die buite. Dan besef jy maar, dis die jaar toe die vuur gebrand het. En so sien jy in hierdie monster wat jy kry, sien jy presies wat in hierdie boom se lewe gebeur het. En so kan so aanbare in elkeen van ons se lewens ingeboor word. En dit gaan verskil van mekaar. Maar ons almal het ons droogte jare, ons almal het ons vuur jare. Ons almal het ons jare wat die wind dalk 'n tak om afwaai. En my snapshot, my core sample soos gesê. En julle is 'n verskil van mekaar. Maar die feit bly staan. Ons almal het moeilike tye in ons lewens. En dan op 'n stadium, dan kom hierdie boom ons nou wanneer hy afgesaag word. Wanneer hy val. En dit gebeur in ons lewens ook. Laat ons val. En wanneer dit gebeur, dan is dit nie maklik nie en dit gebeur. Maar die punt wat ek wil maak is, wanneer so 'n boom afgesaag word, en hy lê daar, dan word hy nou opgesaag en dan word daar besluit, wat maak ons nou met hierdie hout? Ek koop so rukkie terug 4 maakhout. En die persoon wat ek gewoonlik moet kry, het op daai stadium nie gehad en ek koop toe by 'n ander verskaf. En ek pak 'n hoop 4 en daar's nie kole nie. Kos my toe nou nog hout bygooi, want ek draai nie met kakel nie, ekskuus, maar ek is 'n oud mens. Maar ek gooi nog hout by en ek gooi nog hout by, eventually het ek genoeg kole om die vleisie te kan braai. En ek besef agterna, maar hierdie hout wat ek gebruik, is spierwit. Hy het nie 'n kern nie. Hoe besef ek? Hierdie boom het langs 'n rivier gestaan heel moontlik, waar hom afgesaag het om dan 'n vuurmaakhout te maak. Hy het lekker gehad. Hy het sy vogels in die water gehad, sy hele lewe lang. So hy het dalk 'n mooi boom geword, hy het dalk mooi groot geword. Maar hy is nie goed vir vuurmaakhout nie. Die ander hout wat ek altyd gehad het, besef ek toe agterna, dan so donker kern gaan. En dis waar jou kole lê, dis waar jou krag van jou kole lê. So die vraag is, die stelling wat ek wil maak is mense, om langs 'n rivier te staan en dalk lekker, maar jy maak ons nutteloos. Dis juist die moeilike tye in jou lewe wat maak dat jy gebruik kan word. Dis juist die moeilike tye in ons lewens wat maak dat ons 'n goeie produk daar kan stel. En nou vra ek die vraag af, of nie die vraag nie, maar toe dink ek maar, wanneer so 'n boom nou afgesaag word, los nou maar die vuurmaakhout gedeelte gedagte. Wat is ons nalatenskap? Wat is ons legacy wat ons nalaat? Wat gebeur met daai boom? Word hy afgesaag en is nou maar so? En dan moet daar besluit word, maar okay, wat maak ons met die hout? Word ons dan nou 'n stuk van 'n palet, wat al 3 of 4 keer gebruik word totdat dit volklig om stuk en trap, en dan word hy eenkant gegooi, want hy is nie meer gebruikbaar. Of word daai hout gebruik om 'n mooi meubelstuk te maak? Word daai hout gebruik om iets te maak wat selfs wanneer die boom nie meer bestaan nie, nog steeds bewonder kan word. Nog steeds dalk 'n erfstuk word. Wat is ons nalatenskap? Ek praat eendag met Dirk Jooste. Dit is nou al 'n paar jaar terug, ons het 'n kamp gehad op
vertel sommer daar so in die algemeen, en sê, ek was in die week by jou van my kliënte gewees, en die ou het 'n ongelooflike portefeulje, hy het alles in die lewe, ongelooflike eiendom, en you name it, he's got it. En toe hulle nou klaar sy ding deurgewerk het, en alles bespreek het, maak, dus die boeke toe, en Dirk sê vir hom, hoorie, jy voel seker lekker nie, jy het het gemaakt. Toe sê die ou vir Dirk, nee, ek het het nie gemaakt. My vrou het my gelos, my kinders wil niks met te doen nie. Die vraag is, wat die prys is ons bereid om te betaal vir dit? Hy het dit dalk op die een manier gemaakt, ja, maar op die manier wat regtig saam het hy nie gemaakt. En nou, die kinders van hulle weet wat ek nou praat, maar jy kom in 'n stadium in die lewe waar jy begin reflekteer oor jou huidige posisie in die lewe, waar jy is. En jy reflekteer oor wat ongewees het en wat is. En dan vra jy jouself die vraag af, maar het ek het gemaakt? Die nalatenskap wat jy vir jou kinders los, of vir die mense om jou los, dit bepaal wie jy werklik is. Nie die skatte wat jy nalaat. En nou is ons op daai stadium ons lewe wat in my ouderdom in elk geval, ek het nog gesê van my klasmaats, gesien jy daar nie, maar ons raak ouer. En dit is 'n natuurlike proses van die lewe dat van ons afgekap word. By skool praat die term, daar word nog gekap om die kos. Ek is nog nie 60 jaar nie, maar daar is al gekap in my bos. En so julle hier sit, is julle ouer en jonger as ek, en dink bietjie, daar is al gekap in ons almal se bos. Selfs kinders op skool. Daar is gevalle dat kinders op skool dit nie maar wegval. Daar word gekap in jou bos. En nou klink dit so uit jou, maar dis 'n mobiele boodskap hierdie. Waartoe is ons dan op pad? En toe aanlyn nou vir my sê net toe hy speel hierdie liedjie van Jody, maar dink ek, wow, dis 'n goeie keuse, wel dan my vriend. Want dis een van die dinge wat ek vir julle wil los. Boodskap wat ek vir julle wil gee vandag, en dit is so 'n paar teksgedeeltes, gewoon as jy met daar kan opsit. Ek wil sê, hou vas aan die Here. Ek trek Filippense 4:13 aan. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Dis net nou wat. Ek is tot alles in staat. Jesaja 41:10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand, weet ek jou. Met my eie hand. Wow. God maak bemoeienis. Niet ons elke. Met my eie hand. Weet ek jou. Hebreërs 13:5. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dit is nie maar net wat ons wil weet nie. We're not alone. Ek sal jou nie in die steek laat nie. En dan, as ons dan kom aan die einde van dit wat ons moes doen, was ek julle met daai teksgedeelte volgende ene. 2 Timoteus 4:7 en vers 8. Sodat ons soos Paulus kan sê, ek het 'n goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir
my die lewe by God. Ek het nou nagelaat om vir julle 'n ander gedeelte te noem, en dit is, wat is die rol van 'n boom? Wat is my en jou rol in die lewe? 'n boom word geplant met 'n sekere doel voor oë. 'n boom word geplant om vir die wat om hom groei tot seën te wees. 'n boom word geplant sodat hy kan vrug dra. Ons het gelees van die snoei, sodat hy kan vrug dra. 'n boom word geplant om skuilplek te kan gee vir ander. Nie net vir ander bome nie, maar vir ander goddelike skeppings. Die vraag wat ek vir die los is, how do we match up? Is ek en jy 'n goeie boom? Bied ons dit verander? Is ons verander tot seën? Gee ons beskerming vir ander mense? Gee ons beskerming vir ander goddelike skeppings? En dis nie 'n vraag wat ek kan antwoord nie. Ek het daai vraag om vir myself te antwoord, maar so het nie elkeen daai vraag om vir jouself te vra. Vervul ek my rol? Al wat ek kan sê is, aan die einde van die dag, is, ek het gesê, ons is elkeen 'n boom, en ek dink jy besef nou wat ek het gesê, maar, aan die einde van die dag, be the best that you can be. Gegee jou omstandighede, wees die beste wat jy kan wees. Ek kan nie vir jou voorskryf. Ek kan net vat en sê, maar is ek die beste wat ek kan wees. Ek het daar 'n paar foto's opgesit, wat vir my nogal baie mooi is. Dis van die ou grootes wat dit gemaak het. As jy nou mooi kyk, op die regterkant staan daar mense hier onder daai massiewe boom staan. Dis 'n Amerikaanse redwood, dan kyk, ek is nie heeltemal seker nie, maar kyk net daar ongelooflike pragtige bome daar staan. En dan vra ou jouself 'n vraag af, hoe oud is daai boom? Wat het dit geverg van hom om dit te kon bereik? Wat verg dit van ons om so groot boom te kan wees? Volgende ene boom. Daarin is die oudste olyfboom in die wêreld. Ek weet nie, ek het die gegevens gehad, maar ek het verloor, maar as jy mooi kyk na daai foto, daar's niks binne-in. Hy is nog net 'n hol stam daar staan, maar hy groei nog steeds. Gegee sy omstandighede, is dit alles onoor, is wat weer wat. Hy still trying, hy probeer nog steeds. Ongeag hoe oud hy is, hy dra nog steeds vrug. Volgende jaar. Daar is ook 'n Amerikaanse rooi American Redwood Sequoia. Ongelooflike hoë bome. Hier by Heidelberg staan nog 'n klompie van hulle wat geplant is. Dit is nie so groot nie daar. En as jy na daai boom kyk, dan kan jy jouself die vraag afvra, wat die Here se hier gebeur? Dis die boom se wortels wat so staan. En as ons so na mekaar se lewens kyk, dan kan ons net sê, wow, still trying. Ongeag dat sy wortels meters in die lug opgaan, groei daai boom nog steeds. Hy het die wil om te lewe, hy het die wil om 'n verskil te maak. Hy het 'n bydrae om te lewe. Daardie is die wêreld se grootste kribetaanboom. Ja, ek het die gegevens verloor, maar hy is ongelooflik groot. Maar as jy nou mooi kyk, sien jy ook, daar's 'n kraak in daai ding se stam. Dit was nie maklik om te kom waar hy is. Hierdie is my 'n awesome foto. Ek weet nie wat sy bome dit is nie, dis ergens in Japan,
Maar jy kan sien, dis wit gesneeuw, eintlik gekap ook, is nie regtig swaar sneeuw nie, maar die gras is wit, die boom is wit, is net die bruin stamme. En baie keer as ons na ons eie lewens kyk, dan sê jy, ek is die boom, met swaar dra in die sneeuw. Maar kyk bietjie om daai boom. Daar is ander bome wat net so swaar dra. Kyk bietjie om hier, daar is ander mense wat ook swaar dra. We're not alone. Ons almal het ons pakkie om te dra. Ons almal het ons sneeuwvraag om te dra. Maar weet julle wat nie? Daai sneeuw smelt ook weg. Daai sneeuw gaan ook weg en ons gaan daai boom daar in sy volle groen glorie. Maar daar kom tye, soos wat die wintertyd in sy lewe kom daar wintertye in ons lewe. Dankie Johan. Die laai is vir my 'n baie mooi foto. Julle kan sien dis 'n blaar wat so rondgetrek is. En daar staan 'n boom aan die ander kant en daar is 'n mannetjie wat daar staan by die boom. Onthou net, ons kyk baie keer deur as blinder, sodat hierdie foto deur daai ronde blaar geneem is, sien ons baie keer net daai een stukkie. Maar God kyk weilig dit. God kyk nie deur as 'n blinder, hy sien die geheel beeld. Ek het net al gepraat van wat is 'n boom se rol? Is dit nie presies wat dit is? Wat is ons rol? Nie juist presies dit. Twee pragtige foto's van die man wat sy huisie onder 'n boom gebou het. Dis die enige boom die omtrek het. En die onderste een. Dis 'n foto van mense wat kerk hou onder 'n boom. Wat God se woord aanbid onder 'n boom. Ek dink dis die wat my want. So, ek is terug by daai skillery wat die vriendin van my gemaak het. Toe ek die skillery sien, dink ek, wow, ek wonder wat het in die boom se lewe gebeur het. Daar staan hy, dit lyk soos gras hier in die voorgrond. Maar iets het hom geknou in die lewe, maar te midde van daai knou, daai hol wat hy weg het, stilstaan. Mense het ten spyte van die houe en die knoue wat ons kry in die lewe, hou vas. Staan sterk. Ons almal het 'n rol om te vervul. Ons almal het 'n doel. Kan nie nou weer gesê het, maar onthou net, blom daar waar jy geplant is, dra vrug daar waar jy geplant is. Wees verander tot seën daar waar jy geplant is. 'n ander vriendin van my in Australië, ons het so 'n WhatsApp groepie, sy stuur eendag vir my 'n boodskap, of vir ons as 'n groep 'n boodskap. Vir die teksversie van Malagi. En ek lees die teksversie en ek besef, wow, is dit nie waar nie? Malagi 3 vers 3, soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit, om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. En toe ek die teksgedeelte weer lees, toe ry ek so 'n bietjie die woorde om. Toe sê hy, soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit, om ons, my, te suiwer, om ons, my, te louter, soos goud en silwer, sodat ons, aan die Here offer kan bring, wat bestaan uit reg doen. Ek ken nie die proses regtig nie, maar ek het so 'n bietjie gaan lees hoe dit gedoen word, en hierdie ongelooflike warm smeltpunt. En dan word hierdie erts in 'n kroes of 'n houer gesit, en hy word daar aangedruk. En dan smelt hierdie erts, en elke nou en dan word hierdie houer uitgehaal, en die onsuiverhede wat bo op die erts is, wat nou klaar gesmelt het, word afgehaal. En dan word hy weer ingesit, en uitgehaal. Skoongemaak, weer
wat hierdie proses hanteer moet baie versigtig wees, want as die erg te lank aan te hoë temperature blootgestel word, kan dit fisies verbrand. En die stelling wat ek wil maak is mense, ons is die erg in die kruis. God is die een wat ons in die oond insit en uithaal en die onsuiverhede afskep en weer insit en die onsuiverhede afhaal. Nou vra ons vir jouself die vraag af, maar wanneer is die proses dan klaar? En dis waar die wonderlike ding kom. Die proses is klaar wanneer die persoon wat in beheer is van die smeltproses die kroes uithaal en sy eie beeld kan sien in die gesmelte metaal wat in hy oor lê. Wanneer is ons proses klaar? Wanneer God sy beeld in ons kan sien. Dan is dit klaar. Nou goed, wie is ek? Om vandag hier te kan staan en vir julle die dinge te kan sê. Ek is in die kruis. Ek is 'n work in progress. Daar kan aan my vinger gewys word en sê ja, maar ek weet, daar kan aan my vinger gewys word, ja, maar ek sê nou dat vir ander wie, ons almal het maar geraamtes in ons kas. Ons almal het dinge wat in ons lewens gebeur het en steeds gebeur wat nie reg is. So hoor my hart as ek dit vir julle sê vandag. Ek wys nie vinger nie. Glad. Julle kan baie meer vingers na my wys. Maar I'm a work in progress. Ek word steeds gesmeld. Ek word steeds warm gemaak elke dag. Maar ek glo die Here skep elke dag nog 'n bietjie af. Nog 'n bietjie af. Sodat eendag ek hopelik sy beeld kan wys. En dat ek dan, soos Paulus sal kan sê, I've done it. Ek het die reisies klaar gemaak. Ek hoop, ek hoop met my hart uit, julle hoor wat ek sê vandag. Ons almal sit dit net op. Die staf kan sê, die kinders wil dit nie hoor as hulle op skool is en op skool verlaat. Maar ons almal, soos hier sit, het al 'n paadjie geloop. En julle ons ervarings verskil van mekaar. Maar ons almal kan getuig en stap. Dit is nie maklik. Maar glo dat die Here met jou moeite maak. Vertrou hom. Moenie bang wees. En streef erna dat ons in enige dag elkeen sy beeld kan uitstraal. Wanneer hy tevrede is.